Ja, dat ons aan die lig kom hierso. My oortjies. Die manne stel hierdie headphones op sy hardste. Kan 'n man se oortjies nogal skade doen. Ja. Heartbeat FM en dis ingeskakel by Hizar. Dis nou elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan Woensdae ook tussen 9 en 10 en saam met my in die ateljee is niemand anderste as die nimmerlike oom Chris nie. Oom Chris, Hey. welkom weer eens by Heartbeat FM. Baie dankie Richard. Jy spot altyd jong. Ek hoop my vrou luister. Wat sy ook my sê Die nimmerlike. nimmerlike. Nou, oom het nou sommer vir haar sê hoe mooi sy is en hoe wonderlik sy is. Dat al die luisteraars en die kykers nou kan hoor hoe wonderlik Tannie Trudy is. Ja, weet jy toe die Here my daai vrou gegee het, ek het gebid vir 'n Dawid, nie Yes. Saul nie. Amen. Ek wil die Here se keuse gehad het vir my lewe en ek weet die Here maak nooit 'n fout nie en toe hy vir my daai vroutjie gegee het ook nie 'n fout gemaak nie. Toe die dag toe hy my voorstel en na toe sê sy hallo oom. En in die begin was dit liefling en bokkie en alles. Toe word dit naderhand jy. En nou die dag noem sy my jong. Yes. So dis trappe van agteruitgang. Ja, maar sy is verskriklik lief vir oom hoor. Sy is lief vir my. Oh, my nee, ek het dit vroukie. sommer sien. Ek sien die vonkel is nog daar in die oë. Ja, nee. Ja, nee, die Here is goed vir my, Richard. Nou ja, oom Chris, ons het nou Woensdag so 'n bietjie begin gesels oor oom se getuienis en landwyd het mense gekyk. Ek kry nou nog mense wat kyk en wat dit regtig geniet en wat net so geïnspireerd is deur wat God kan doen. Ja, nee, ek die sien Here so is goed. honger oor ons land, jy weet, en Ja. dit lyk asof die mense verskriklik honger is vir Jesus en vir die krag van die Heilige Gees. Ja, wonderlik. En wanneer oom praat, dan lyk dit vir my, dan ervaar hulle dit. So kom ons kry daai ervaring weer hier in die ateljee vanmôre, soos wat oom bietjie deel. Ek het gedink miskien oom kan deel net soos die Here oom lyk. Ek sou graag wou hoor van oom se stories wat ons nou altyd as ons op Vrydae-aande by oom hulle kom kuier, dan hang ons aan oom hulle se lippe daarso. So ons luister en dan dink ons, joh, die mense het daarom regtig ware passie vir Jesus. Ja, maar Richard, jy weet toe ons nou hier stop voor die studio en so toe sê ek vir die Here weer eens dankie vir jou. Vir wat jy beteken vir die koninkryk van die Here. Kyk, jy loop nie daar met 'n koop aan nie. Die Here gebruik jou broer. Dis nou maar een ding wat nou nie twee is nie. En ek dink waar jy vandaan kom. Mense, jy was 'n moeilike mannetjie toe jy jonger was, jong. Dat die Here jou beet gekry het en vir jou lief gehad het en nie opgegee het nie. En so maak die Here maar met almal van ons. Ja, Hy gee net nie op nie. dit is so. Is soos die see. Hy bring aanhoudend sy golwe oor die strand so. Amen. Hy spoel oor die strand en so is die Here se liefde met ons ook. Dis waar. Hy spoel so oor ons. Sjoe. So prys die Here daarvoor, man. Amen. Nou ek gaan maar begin. Natuurlik. OK. So ek groet u almal vandag werklik weer in die wonderlike naam van ons Here Jesus. En Here, baie dankie. Dit wat ons gaan sê vandag inspireer vir ons. Amen. Dat daar nie uit onsself uit is nie goed wat ek wil uitdink nie. Dis werklikhede wat ek wil deel met kosbare siele wat ingeskakel is vandag. Here, kom seën u woord tot ons harte vandag en ons dank en ons prys u in Jesus se naam. Amen. Amen. Weet jy toe ek nou daaroor dink, daai naam Jesus. Daar's 'n hele paar mense in die Bybel wat net daai naam gehoor het en daar het iets gebeur in hulle binneste en hulle uitgeroep. Ek dink aan Bartimeus, 'n blinde man. Toe roep hy uit die binneste van sy hart. En die mense het hom stil gemaak. Hy het net harder uitgeroep, want hulle was nie in sy situasie gewees nie. Daai vroutjie wat bloedvloeiing gehad het, sy het gehoor van Jesus. Laat by hom is niks onmoontlik nie. 12 jaar, oor die 3000 dae, elke oggend staan sy op, alle medisyne gebruik, maar elke keer as sy kyk, is die bloed nog steeds daar. Toe sy van Jesus hoor, toe kom sy en sy dink by haarself, as ek net sy kleed kan aanraak. En toe sy daai kleed van hom aanraak, toe gaan dit deur daai kleed en dit tref sy hart en God gaan staan stil en hy sê wie het my aangeraak? En hy herstel daai ou vroutjie. Nou dag het ek vertel hoe ek by die Here uitgekom het en ek so dankbaar daarvoor. Weet jy, ek luister nou die dag op die radio. Daar's 'n oom, hy's 94. Nou het hulle onderhoud met hom. Nou sê hulle vir hom, oom, wat sou oom die lang lewe en die gesonde lewe sal oom dit aan toeskryf?
Hy sê vir my man, hy sê vir die mense, weet julle wat, daar's 'n geheim. Ek tog nou moet ek luister met al 2 ore, nie net met 'n halwe oor nie. Hy sê daar's 'n geheim, dalk kan ek dit toepas in my lewe. Hy sê jy moet net elke aand gaan vroeg slaap, jy moet genoeg slaap kry en jy moet elke dag 'n dop vat. Ek dink by myself, my liewe oompie, jy het die hele doel van die lewe misgevat. Jy het die teiken misgeskiet, my oom, want ek wag. Weet jy, as mense my vra, ek moet my lewensverhaal vertel. Ek begin by die Here. Ja. Dis wat die Here vir 'n mens kom doen het in jou lewe. Maar ek het net gedink, ek moet net vertel so bietjie die boodskap wat daartoe gelei het, dat ek my lewe aan die Here gegee het. Ja. Weet jy, van daai dag af, die 9de Mei 1976 tot vandag, ek het nog nie weer iemand so gehoor preek nie. Die Here het daai dag 'n salwing gegee soos wat ek nog lank nie ondervind het nie. En ek kry baie keer die salwing en baie keer het ek hom nie. Want baie keer as jy die salwing het, jy hoef nie eens te dink nie. Die woorde vloei net so uit jou uit en jy weet die Here is besig om mense se siele aan te raak. En daai dag, daai man het so uit sy hart uitgepraat, hoor, dat ek was 25. Ek sit daar in daai kerkbanke en ek sit en ek huil soos 'n klein ou seentjie. Die trane het oor my wange gehardloop. Jog, dis wonderlik wanneer die Here werk deur sy gees. Dan raak hy 'n mens aan waar menslike woorde en menslike verstandhouding en so kan jou nie aanraak nie. Die Here kom en hy raak jou aan en hoe eenvoudiger hoe beter. Daai dag was dit 'n eenvoudige boodskap. Ek weet nie eens of hy gelees het uit Johannes 15 van die verlore seun of die seun wat nou van sy pa weggegaan het nie. Maar hy het 'n verhaal vertel en ek glo tot vandag toe. Dit was 'n pastoor McDonald. Ek het deur die jare hom probeer opspoor op Facebook en al die media en so, maar ek kan hom nie in hande kry nie, net om vir hom te vertel wat met my gebeur het, as 'n aanmoediging vir hom. Partykeer sit 'n mens onder 'n boodskap en die Here gebruik die boodskap en die Here seën mense en so, dan stap ons net, ons staan op en ons stap uit. Gaan na daai persoon toe en moedig hom aan. Sê vir hom, weet jy wat? Vanoggend daai boodskap wat jy gebring het, dit het my so en so aangeraak. Dan moedig jy daai persoon aan om nog meer deur die Here gebruik te word. En daai oggend sit ek daarso en hy vertel 'n verhaal van hierdie ouers wat gebly het so by die paad by die stasie gewerk en hulle so langs die treinspoor gebly. En die seun het ook vir sy pa en sy ma gesê, man, ek is moeg vir julle reëls en julle regulasies en julle oudtydse maniere en julle probeer my van spoil op hierdie aarde. Ek dink die beste is ek vat my klere en dan gaan ek maar. En die pa en ma het gepleit by daai seun en vir hom gesê, seun, as jy ongelukkig, sê vir ons wat maak jou ongelukkig, dan probeer ons verander in dit. Ja. Nee, ek is nou net moeg en siek en sat vir julle oudtydsmaniere, en hy het sy klere gepak en hy het met sy tassie uitgestap by die voorhekkie en sy pa het by hom gepleit en vir hom gesê, seun, hier's genoeg plekkie vir jou. Ons gaan jou verskriklik mis en miskien gaan jy ons ook begin mis. Weet jy, die wêreld is baie keer so groot, maar hy kan baie klein raak, hoor. Jou vriende wat jy dink wat werklik jou vriende is nie vriende nie, is chommies. Hulle gebruik jou net terwyl hulle jou geld kan gebruik en terwyl jy hulle kan rondry met jou kar, dan is jy die beste in die wêreld. Laat jou kar breek, dan moet jy maar oral rondloop met die voet. Dan ken hulle jou nie. As jy jou werk verloor het, hulle sal nie na jou toe kom en sê, Chris, luister man, ek het vir jou 'n brood en 'n pint melk en 'n bietjie suiker gebring nie. Nee, hulle ken jou nie. Hulle hou by jou verby. Ons gaan korrektiewe dienste toe ook. Toe sê ek vir die ouens weer, weet jy, die ouens wat hier vir jou kom kuier in korrektiewe dienste, skryf sy naam neer. Dis 'n vriend. Wie wat doen 'n chommy? Hy hou tot jou vrou warm in die winter. Sure. As jou vrou so koud kry, dan is hy daar by jou vrou en dan slaap hy sommer saam met jou vrou daar buitekant. Sure. En dit gebeur, hoor. En jy hoor alle stories van die buitekant af, dat die ouens vir jou kom vertel en so. En daar gaan die seun, en die pa en die ma het by hom nog steeds gepleit, hy was al ver weg. Toe roep hulle agter hom aan en sê, ou seun, verander van gedagte, kom terug na die huis toe. Maar hy het net aangestap en gemaak of hy hulle nie gehoor het nie. Ek het dit ook met my ouers gedoen, weet jy. En vandag dan, ek voel jammer daaroor en daar's berou in my hart, maar die ouers is nie meer daar nie. Ek het baie keer by myself gedink, weet jy, ek kon soveel meer vir hulle gedoen het. Maar terwyl ek meer vir hulle kon gedoen het, het ek hulle eerder afgetrap en onder my voete vertrap en hulle harte seer gemaak en hulle harte gebreek. En daar loop die seun.
Hy kyk nie eens weer om hom weer vir die ou laaste waai nie. Daar gaan die seun en hy stap die verte in. En die ou ma en die pa het maar mekaar gevat en in die arms gesit en hulle het gesê, weet jy al wat ons nou kan doen? Ons kan bid vir daai kind. Weet jy, die duiwel kon jou al lankal uitgevat het, maar dis omdat daar mense is wat vir jou bid. Nou kom die mense en hulle sê, ja, maar die Here beantwoord hulle gebede ook. Weet jy, die Here luister nie na jou as jy ongered is. Jy wat 'n vuile sondaar is, kan nie in God se teenwoordigheid inkom nie. In sy teenwoordigheid is daar nie sonde nie. Jy kom net in sy teenwoordigheid deur wat Jesus klaar gedoen het en met sy bloed al jou sonde vir jou weggewas het. Ek is geklee in sy geregtigheid en nou kan ek in sy teenwoordigheid inkom. So die ouers het gebid en daai aand hulle het maar gebly op hul plaas, hy sê het nie elektrisiteit gehad nie. Die pa en die ma het gegaan en al die ruitte binne en buite silwer skoon gemaak. Hulle het daai lampe gevat en daai glase skoon gemaak en hulle het weer die hooks het hulle mooi getrim en hulle het gesorg dat daar genoeg parafin in elke lampie is. En hulle sit elkeen van daai lampies in 'n venster in die rigting wat die kind weggeloop het, want hulle het so vir die Here vertrou. Miskien verander hy van gedagte en as hy terugkom, moet hy daarom sien daar's 'n lig en dan kry sy baken en dan kan hy daarom in die regte rigting loop. En jou oom en jou tannie het maar in die aande later gaan slaap as wat gewoonlik is. Vroeg in die oggend staan hulle op en die eerste ding wat jou oom doen, hy stap in die huis en hy kyk alle rigtings in. Miskien kom my ou seun vandag terug. Sure. Weet jy wat my pa het vir my baie keer gesê, my ou seun, jy sal nie verstaan hoe 'n ouer hart tot eendag as jy jou eie kinders het. En weet jy wat? My pa was weer eens reg. My hart gaan uit en hy bloei vir my kinders en ek bring my kinders elke dag voor die Here en ek bid die Here se seën oor hulle. En daai seun was weg gewees, nie net vir 'n dag of 2 of 'n week of 2 nie. Hy was vir maande en jare weg gewees. Maar weet jy wat? Die ouers het nooit opgehou om vir hom te bid nie. Hulle het aanhoudend vir hom gebid en elke dag nog steeds gehoop daai ou kind kom terug. Toe die man begin 'n boemelaar word, hy het maar so op die banke geslaap en onder bome geslaap en sy klere het verslyt geraak. Hy was eers by sy vriende gewees en na rukkie kom hulle na hom toe en sê, luister, jy spans net hier op ons. Die beste is jy kry maar vir jou ander blyplek. Gaan spans op iemand anderste. Dis wat die wêreld doen. Weet jy, die wêreld wil jou nie ken as jy in 'n krisis is, dan wil jou nie ken nie. Dis hoekom as jou kind op drugs is en jou kind gee vir jou harde tyd, moenie hom uit die huis uit jaag en jou deure vir hom toemaak nie. Die wêreld wil hom nie hê nie. Dis jy wat vir hom jou deur moet ooplos van jou huis en van jou hart. Want daai kind een of ander tyd, as jy aanhou bid en jy vertrou die Here, daai kind gaan terugkom en die Here gaan 'n deurbraak in sy lewe maak. Amen. So die seun was lank weg gewees en hy het maar so op parke se banke geslaap en maar in die asblikke begine krap. Weet jy, as jy nou net begin om in die asblikke te krap, ek kyk die ouens, baie keer park ek daar so onder in Yorkstraat en dan kyk ek so, kry ek vir my ietsie om te eet, 'n breakfast of so, en dan parkeer ek my bakke en sien ek oor daai hele parkeerterrein daar by Checkers en so. Dan sien ek hoe kom die ouens vroeg in die oggend, hier voor 7 uur, dan kom daai bosslapers en so, en dan kom hulle al en kom kyk in die asblikke. Dan weet ek presies, hy doen dit nou al lankal of hy doen dit nie lank nie. Die ou wat dit net begin het doen, hy krap en hy kyk in daai asblik en as hy iets kry, dan vat hy 'n stukkie papier en hy krap eers al die vuile goed af en dan kyk hy die snytjie van die kant en daai kant en dan uiteindelik hy eet hy daai snytjie brood. Die ou wat dit lankal doen, hy krap niks meer eens af nie. Hy vat daai stukkie brood net so en hy eet hom. En terwyl ek dit sien, baie keer as hy in my rigting kom, dan gee ek hom nie geld nie, want baie van die ouens soek weer geld vir die volgende fix. Weet jy wat doen ek? Ek sê vir my maat, as jy lus vir 'n lekker breakfast en 'n koppie koffie, hoeveel suiker vat jy? Wat se koffie wil jy hê? Wat wil jy hê vir 'n breakfast? Dan koop ek eerder vir 'n breakfast. Sê kom sit in my bakkie. Kom laat ek met jou gesels en vertel ek hom van die Here om vir hom te sê, luister, daar is 'n beter weg vir jou. Richard, jy moet maar skreeu as jy wil 'n liedjie speel of ek maar kan aangaan, dan gaan ek maar Oom kan aangaan, ons hang aan oom se lippe vir ja, waar hang? As jy wonder my ken raak so swaar nie, los my lip man. Nee,
En daai seun was lank weg gewees en eendag kom daar ook 'n pastoor daar verby, 'n kind van die Here, en hy sien die ou wat daar en hy sien die haglike toestand, sy ou klere is vuil, daar's sere op sy lippe, sy gesig lyk te naar soos die son hom al gebrand het, en hy kan sien hierdie ou het hulp nodig, en hy vat hom na sy huis toe en hy sê vir hom, ou seun, daar's die bad, en hy kry vir hom van sy seun se klere, en hy sit die klere daar uit, hy sê, gaan bad nou lekker, en daar's vir jou underarm-spray en al daai goedes, dan kom jy, dan trek jy daai ander skoon klere aan, jou ou klere kan jy sommer weggooi, want daai ander klere wat ek nou vir jou gegee, dis sommer jou klere daai, en dan kan ons gesels, en toe hy nou klaar gebad het, kom sit die ou daar so op die bank, en hy sê vir hom, vertel my jou verhaal, en hy vertel hoe hy weg is by sy ouers, en hoe hy vir hulle gesê het, hulle is oudtyds, en hy's nou moeg van hulle oudtydse maniere, en hulle probeer net sy van spoil, en hoe hy by die huis weggegaan het, en hoe sy ouers gepleit het, en hy baie aande as hy so lê, en hy kan nie slaap nie, en hy kry so koud, en hy's honger, en hy het nie ordentlike was gehad nie, dan dink hy aan daai roepstem van sy ouers, toe hy ver weg was, hoe hulle nog steeds geroep het, en gesê het, my ou kind, verander van gedagte, hier by die huis is genoeg, is miskien nie alles van die beste nie, maar jy's altyd welkom in ons huis, jy's vlees van ons vlees en bloed van ons bloed. Hy sê, dit het my baie gepla daai. Hy sê, ek wil vreeslik teruggaan na my ouers toe, maar ek is te skaam. Die ou sê, man, skryf vir jou ouers 'n brief. Sê vir hulle, jy's jammer oor alles wat jy gedoen het, en jy wil graag huis toe kom. En dan stuur jy die brief vir hulle, dan gaan ek jou help, dan sit ons jou op 'n trein, want hy was baie ver van die huis af gewees. Hy sal moet daar ry om by sy ouers weer te kom, want hy het probeer om so ver moontlik weg te kom van hulle af. En uiteindelik het hy nou gegaan op die trein, en hy het vir sy ouers die brief gestuur, en die ouers was tog so bly om die brief te ontvang, en hy's op die trein, en hy ry vir dae aan een, ek wil amper huil, want teen daai tyd toe daai ou dit vertel, weet jy, ek huil snot en trane. Ek kan amper nie uit my oë uit sien nie. En ek skuif heeltemal af in die bank, met my lange hare en my broek sonder 'n soem, nie eens geskeur nie. Ek skuif heeltemal af in die bank, laat die mense my nie van agteraf sien nie, in my oë is toe. Dit voel vir my, almal kyk vir my. En dit voel vir my as die ou verby my loop, die doom nie, of die pastoor, en hy sê vir my, jongman, die Here praat met jou, het ek seker 'n hartaanval gekry, want die Here het met my gepraat daai oggend, of ek die enigste persoon is. En gewoonlik daai gemeente op 'n Sondagoggend hou hulle nie 'n evangelie boodskap nie. Maar hy het seker gesien, man, hier's 3 skollies, ek moet maar die evangelie verkondig. Miskien doen die Here vir hulle iets. Sure. En hy kom al nader in die huis. En hy sien die veld waar hy saam met sy ouers gaan stap het in die aande. En hoe sy ma en sy pa hom vertel het van die blommetjies en die goggetjies en alles, hoe die Here die dinge geskaap het. En hoe wonderlik goed die Here is, en hoe die Here ook sy God wil wees. En sy gedagte loop ver, en hy dink aan baie dinge. En die trane begin oor sy wange rol, want hy weet om die volgende draai. Hy het vir sy ouers geskryf, daar's 'n groot boom in hulle agterplaas. En as hy welkom is om terug te kom na die huis toe, moet hulle net een laken vat en hom aan die boom ophang, of net 'n wit lap. Dan weet hy is welkom, maar as daar niks is nie, waarna toe gaan hy? Dan moet hy maar verbyhou met die trein. En hy staan op en hy kyk so by die venster uit. En net om die volgende draai gaan hy, en daar is die huis wat hy groot geword het. En hy kyk na daai huis, en hy kyk na daai boom, en van verbasing sak hy terug, en hy gaan sit op sy stoel, en hy begin huil. Hy snik soos wat hy huil, want daai boom het nie een lap ingehad nie. Daar was nie nog 'n plek waar daar 'n lap kon gehang het nie. Sy ouers het gegaan en al die lakens gehuur, al die kussingslope gehuur, al wat wit is, wat 'n vaddoek is. Hulle het daar gevat en daai hele boom vol van daai lappe gehang, omdat hulle so graag wil hê hulle kind moet terugkom. Sure. En ek sit daar so en ek dink by myself, Here, daai boodskap is vir my vandag. Dis wat ek gedoen het met my ouers. Here, as U kans sien vir 'n vuil sondaar soos ek, Here, wil U my lewe vir my kom verander? Hulle sê ons moet vorentoe kom, hulle gaan saam met ons bid. Verstaan nie Engels nie, ouens kom bid daar saam met my, en ek weet hulle bedoel goed, maar ek verstaan niks van hierdie Bybelse terme, get saved en al daai soorte goed nie. Ek verstaan Afrikaans, man, ek kan nie eens 'n woord Engels praat amper nie. En ek gaan daar op my knie en ek sê, Here, as U my kan verander, hier is ek vandag. Ek het so baie dinge probeer verander in my eie lewe, maar ek gaan vir U 'n kans gee. Kom in my lewe in, verander my lewe.
En weet jy wat? Deur die Here se genade, So. dis 49 jaar terug, dit gaan amper in vir 50 jaar, 'n halwe eeu. Ek dien die Here nou al langer as wat ek op hierdie aarde ongered was. Die Here die dag toe ek na hom toe gekom het en nie vir my 'n lang lys gesit en gesê, maar daar het ek met jou gepraat en daar het met jou gepraat nie. Ons het in De Notter gebly, die een aand gaan ons Springs toe. Nou loop ons in die straat af, daar staan 'n oom en tannie. Die oom speel die pensklavier en die tannie treel traktaatjies uit en die oom en die tannie sing so saam. Ek en my maats, ons vloek hulle en ons sê hulle sleg. Die Here bring tot daai vir my op. Chris, ek het daar met jou gepraat, ek het jou daar met ek geroep, as jy net my stem gehoor het. Weet jy, u wat luister vandag, hoeveel keer het die Here nie al met u gepraat nie? Deur 'n siekbed, by 'n oop graf te staan, deur 'n krisis wat oor jou lewe gekom het. Al wat die Here wil hê, jy moet op jou knieë val en jy moet uitroep en jy moet sê, Here, hier is ek, kom doen 'n wonderwerk vir my. Weet jy, my ma was so bly geweest dat die seun wat weggegaan het daar by hulle huis, wat ek nie eens gegroet het en so, en wat sy gesê het, my kind, as jy op daai skip gaan, jy's nou nie tevrede hier by die huis nie, ek bid jy sal wel tevrede wees op daai skip. Toe ek terugkom en ek vertel my ma, die eerste keer wat ek haar sien, toe sy so oploop op die gangplank, soos hulle dit noem, en ek kom afgeloop na hulle toe. Toe is my hare geskeer alles. Niemand het my gesê skeer jou hare. Niemand het my gesê hou op drink nie. Ek het die Bybel gelees. En die Bybel sê dis 'n oneer vir 'n man om lange hare te hê. En die Bybel sê man, moenie dronk word van wyn nie, maar ek moet eerder die water van die lewe drink. Dis verniet wat die Here vir my gee. En ek van daai dag af tot vandag toe ek het nooit weer 'n begeerte gehad vir dit nie. Die Here gee vir my daai water van die lewe genoeg, oorlopend vol. Sure. En as ek klaar gedrink het, ek's versadig, dan sê die Here vir my, maar daar's nog. Hy is 'n God wat oorvloedig gee. Ek het uitgevind in hierdie 49 jaar, weet jy, die Here wat ons dien, en ek dien hom nie om te sien wat ek uit hom uit kan kry nie. Ek dien hom omdat hy God is. Omdat hy eerste vir my gesterwe het, dat hy betaal het vir wat ek verkeerd gedoen het, en dat ek, toe ek sê, ek kom na hom toe omvou hy met sy arms van liefde, en hy maak my sy kind. Wat 'n voorreg is dit nie. So, daar is die res van my verhaal, daar's nog klomp ander verhale, ek sal miskien eendag van die ander verhale kom vertel hierso, so die Here wil. Ja, oom se lewe is ryk met die liefde van Jesus en met die krag van Jesus. Ek ervaar dit vandat ek 'n jong seun is, toe ek op dwelms was en ek het oom die eerste keer ontmoet en oom het probeer deel met my en ek wou nie luister nie, Ja, maar ek kon ervaar dat daar's iets wat straal uit oom en tannie Trudy en baie van die voorgangers wat ek ontmoet het daai tyd. ja, Mense wat wonderlike regtig waar, mense, hoor. my ouma, oom Jockey, Ja, wat net regtig waar die Jesus uitgestraal het. En fantasties. ons leef in 'n tyd wat Christendom amper goedkoop geraak het aan die een kant en kompleks geraak het aan die ander kant. En ek dink die tyd het gekom vir ons om net weer te kom by die eenvoudigheid Dis reg, van die Richard. evangelie. Dis reg, want dit werk. Ja, die Here is goed en ek is bly, Richard, wat ek by jou agterkom. Ek het nou al gekyk hoe jy operate. Ek is bly jy het iets groot uitgevind, dat die Here is jou bron. Amen. Ek meen ouens wat, ek haal my hoed vir jou af, ouens wat wil kom na die Bybelskool toe, kan nie betaal nie. Jy sê kom, Ja. al kan jy nie betaal nie. Ek weet net die Here sal vir jou onderneem. Ja. Ja, hy doen dit. Ek het geleer deur die jare en ek kom nou so 'n paar jaar aan met die Here. Ek het nou eendag vir iemand vertel, weet jy, toe ek begin het hier in George, was ek seker van R10 'n maand. So. Dis wat ek gehad het. En ek het op daai R10 het ek my rand getithe, alhoewel die ouens sê dis nie in die Nuwe Testament nie. Ek moes eintlik R10 gegee het as ek wil Nuwe Testamenties raak. Ja, gee als. Weet jy wat, die ouens wat sê, ja, maar dis nie in die Nuwe Testament nie, wat het ek uitgevind, en ek gaan nou 'n paar ouens miskien bietjie seermaak. Ja, Dis die ouens wat nie wil gee nie. dit is so. Dis 'n Hy hard soek ding. al verskoning om die ding te hardloop. Maar ek het deur jare uitgevind, nou ek moet dit maar in Engels sê, you can never outgive God. Ja, dis Die so. Here sal nie toelaat dat jy meer as hy gee nie, Ja. en ek gee nie om te ontvang nie. Ja, Ek gee omdat my hart daar dit is. is so. Jy doen wat jou hart vir jou sê. Ja. En dit is so eenvoudig soos dit. Ja, en dit is 'n vloei. In oom se lewe is dit nie, dis nie dwang nie. Dis nie grudging soos wat Paulus sê, moenie grudge
moenie grudges dra as jy gee nie. Ja. By oom is dit soos en ek het nou die dag gedink toe oom vir my sê oom het daai gitaar weggegee tot ek amper 'n grudge gehad. Is dit? Want ek dink daai gitaar, Ek het 'n Gibson ja, weggegee, broer. Gibson, ek kyk nou die dag Gibson 60.000, 70.000 Ek het rand. nie geweet van dit nie. Ja. Ek dink die ding lê net hierso en hy's amper in my pad. Ek wil amper teruggegaan het in 'n tydmasjien en om gaan stop het, maar nou ja, die Here het sy manier. Ek het hom op Oudtshoorn nog gekoop by 'n ou wat deur moeilike tyd So. gegaan het. Ek dink ek het R500 vir hom betaal. So, ja. Hy het bietjie werk gekos Ja. en so, maar sy pick-ups en alles het nog 100%. En die boks was ook by, Ja. die Gibson boks. Ja. Ja, nee. Toe weet ek van 'n ou wat ook baie goed is hier in George. Ja. Sê ek vir hom, jong, wil jy nie gitaar hê nie? Maar jy het al net so gitare weggegee. Een Ja. van jou gitare is in Botswana. Jou drumstel is in Piet Retief. Ja. So jou goed toere Ja. kolas rond. Maar dis as 'n mens kan sien dit word gebruik vir die koninkryk. Ja. Ek hou nie van 'n ding wat net lê nie, maar ons het almal goed wat net lê, as ek moet eerlik wees. Ek het so 'n hele paar gitare Weet wat jy net lê. Dan kan jy my ook goed noem, want ek lê ook net baie keer. Want ek raak nou moeg op my ou dag, jong. Ja. Maar oom, dit was wonderlik geweest weer en ons sal seker met inkom vir 'n landing. Ja. So ek weet nie of oom wil so 'n bietjie afsluit, miskien Okay. 'n gebed of so nie. Here, baie dankie vir elke persoon wat hier inluister en ons weet nie wat hulle deurgaan nie, Here. U is bekend met elke mens met wat hom druk van alle kante af. Maar ook wat is, al weet u dit, weet ek dat die Here is die oplossing. Amen. Ja, ons kan nou maar allerlei triks probeer en baie keer die triks werk nie. En is menslike probeer slaan so en baie keer maak mense groter gemors. Soos as ek daar by die huis iets het en ek wil hom nou regmaak. Dan weet ek van iemand wat nou beter is as ek, maar dan peter ek daar en as ek hom nou gebreek en dan praat ek met myself en sê ek jou stupid. Pleks dat jy hom vir so en so gevat het. Nou baie van ons mors ons lewens op. Die Here is die argitek. Hy het ons geskaap, hy weet hoe ons werk en ek bid vir hulle, Here, wat nog nie by u uitgekom het nie. Jesus. Dat daar mense vandag sal wees wat net sal uitroep en sal sê, Here, red my kosbare siel. Ja, ja. Ek maak my lewe oop. Ek nooi u kom in my lewe in. Kom verander my omstandighede in my lewe vir my. Die Here gaan nie dadelik alles nou verander nie, maar weet jy wat? Wanneer jy weet dat die krisis gaan, is jy nie alleen nie. Die Here is nou saam met jou. Amen. Die Here is nie soos die duiwel wat as daar 'n krisis is, dan staan hy daar ver en hy lag hom half dood en hy kry lekker hy en sy demons en goed nie. Ja. Maar die Here is met ons. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, as dit te moeilik is, die Here tel jou op en hy dra vir jou Dankie, deur. Jesus. So ons dankie en ons prys u dat u doen die wonderwerk vir luisteraars in Jesus se naam. Jesus. Amen. Amen. Baie dankie om Chris dat oom weer gekom het. Dis reg. En ons sien oom weer binnekort hier by Heartbeat Okay, FM. tot jy moeg word. Nee, ek sal nooit moeg raak vir oom nie. Toe ek ongered was oom bietjie veel eisend vir my. Maar nou geniet ek want ek hoef nie meer weg te hardloop vir oom nie. Ja. Ja, nou het ons jou. Ja, dis erg as jy so weghardloop vir mense die hele tyd, jy Nee weet. man. Jy weet nader nie meer waar weg. Ja. Soos om Jockey, Ja, daai oom van jou. ja. Hy het vreeslik gedrink. Dan steek hy sy bottel weg in die toilet en hy steek hom onder die matras en eendag sit hy hom in die stoof se oond. En die tannie maak vuur, sy moet iets bak as ons so. Volgende oomblik 'n yslike ontploffing. Daar ontplof sy bottel drank binne in die oond. Oom Jockey Meyer. Toe Ja. kom hy by die Here uit. Toe hy by die Here uitkom. Die volgende oggend sit hy en hy's besig om sy kouse aan te trek en hy begin huil. So. Hy snik so sy huil. Ja. Die tannie dink nee, hy het nou wat noem hulle daai wat jy kry as jy nou baie gedrink het en so, Dronk verdriet. dronkverdriet. Sy dink nie hy's dronkverdriet, sy gaan hom los. Die gees van die Here wat in ons So. sy lewe gewerk het. Ja. En van daai dag af totdat ons hom begrawe het, Ja. het hom Jockey Meyer pad met die Here Ja. gestap. So prys die Here vir daai En ons. vir my was dit 'n voorbeeld om dit te sien. Ja. Selfs deur my moeilike tye en deur die tye wat ek nie die Here gedien het Ja, nie, het ek ja. altyd gekyk na ouma, ek het altyd gekyk na hom Jockey, Ja. en ek het altyd gekyk na hom Chris. Mm. Het en gesien daar's Here, maar hom Chris was vir my die een wat die mees aggressiefste was rondom die evangelie, jy weet, van al die ouens. Ander ouens het nog probeer saggies, jy weet, sagkens, maar hom Chris het my sommer gegryp. Ja. Ek moes Ja. weghardloop al om die kerk. Ja, baie ons moet jy gryp.
Maar dankie oom, ons sien oom weer, baie blessings. Okay, Richard, die Here seën en mag die Here hierdie stasie ook seën. Dit is so Amen. aanmoediging vir soveel mense hoor. Amen. Amen.